hier in die Kaap, was hy op stadium baie bekend. Nou, ek het nou nie daar vertel van die Kaapse jaagduivels, die Cape Yaal Drivers, wat destyds daar op die Goodwood gejaag het, en daar het eendag 'n mannetjie daar opgedaag, nie 'n mannetjie nie, hy is 'n groterige ou. Toe kom hy daar met 'n kar wat hy vir hom van Amerika ingevoer het en hier uit. En hy het daar op die baan geklim en met daai kar begin jaag tussen daai gesoute manne. Ek wil begin daar waar toe ek 'n kind was. As jy 'n kind is, het jy iemand na wie jy opkyk. Iemand wat vir jou beïndruk, iemand van wie jy hou, iemand wat jy graag mee gesels, want hy's 'n senior en jy's 'n junior en jy weet hy's 'n man in die skool, jy weet een van daai ouens het 'n mooi kar, altyd die mooiste meisie as jy dit so wil sê, en hy's 'n jong man wat die lewe geniet, hy ry motorfiets. En ek sal altyd onthou in my matriekjaar, toe is hy nou al so 3 jaar of so uit die skool uit. Toe koop hy vir hom 'n Kawasaki Z1300. As jy nou 'n motorfiets liefhebber is, dan gaan dit nou presies, jy gaan sommer klaar weet hoe lyk daai Kawasaki Z1300. So, hulle was 6-silinders gewees. En dit was die eerste 6-silinder wat ek ooit in my lewe gesien het. Hy het so swarte gehad. En dan kom JB daarna in die Hoofstraat, die sê my op 'n Vrydagmiddag. En dan het ons nog geweet, JB en sy maats gaan nou 'n bietjie met hulle motorfiets daar kom ry. En nou jy weet, die Z1300 was 'n groot motorfiets. Hy was 'n swaar motorfiets, maar baie vinnig ook gewees. En legendaries vir sy looks en die engine wat hy gehad het, al daardie dinge. Vandag 'n groot classic. En toe het ek gesien in my eie oë hoe JB daai Z1300 wheelie. Jy weet mos wat 'n wheelie is. Dis wanneer jy die voorwiele so lig en dan ry jy op die agterwiele. Ek het nie gedink daaraan is gevaarlik. Daai tyd is nog onverantwoordelik. Ek het gedink maar dis groot vet pret hierdie. En ek het 'n groot bewondering gehad dat hy daardie Z1300 so kon wheelie. En so het ek nog maar met hom kontak gehou en iets wat ek vir my baie spesiaal was, 22 November 1982 te maak, ek nou klaar met my matriekeksamen. En die ouetjie wat nou saam met my in die huis gebly het vir die eksamen van my maale, hy moet ook die volgende dag skryf. So ek kon toe nou nie meer klaar laaste vraestel 4 nie. En JB sê, my man kom kuier daar by my op die plaas. En ek kom daar aan, daar by JB aan, hy sal vir ons gepraai het en al daardie ding, nou kom ek daar aan, ek is nou pas klaar, my skool nog net 'n paar ure, en hy is daar, en toe sê hy vir my wel iets wys. En ons gaan in sy huis in, en daar staan 'n klomp bokse wat nog toegemaak is. Ek sien net daar op staan Sansui. Toe weet ek, dis nou musiekagtigheid of iets hierdie, maar so begin JB daai ding oop te maak. En toe sit nou een van hierdie komponentesisteme, hy het 'n tydtek gehad, 'n plaatespeler, versterker of dan 'n amplifier, en nog 'n CD-speler. Dit was nog in 'n kassettespeler, al daai goed gehad, maar dit was nie die mooiste gewees. Die mooiste was toe hy daai man-size 4-lynsprekers uitgehaal het, en gou gekoppel het, en JB het vir ons musiek gemaak op daai hi-fi daai aand. Dit net eenvoudig blew my mind toe ek dit gesien het. Ek het daai dag net besluit, ek gaan ook eendag 'n hi-fi hê met komponente, hy moet ook swart wees en hy moet ook 4 speakers hê. En ek het dit gedoen toe, 'n hele paar, so 10 jaar later, 9 jaar later, toe koop ek vir my so ene met 4 luidsprekers, Technics nog, as jy dit sal onthou. Jy kry hom nou nie meer nie. En nou die storie is toe dat JB toe nog gaan Kokka's ook ry, dit is so daai tyd genoem, en hy het baie goed gedoen op die ou en hy was 'n baie gewilde ou, maar hy het so lekker ou gewees, jy weet hy het van hou mense te bederf, hy het van gehou om weet vir dit laat lag en bietjie pret te maak en al daai goed is, en dis ook iets wat ek in hom waardeer het. Hy was altyd die middelpunt van 'n partytjie, want hy het as hy ingestap het vir die vertrek, het hy daai partytjie in die lewendig gekry. Nou die storie nou, hoekom wil eindig met jou, is natuurlik die tragiese dag hier in 2015, toe is JB oorlede op die ouderdom van iets soos 53, dink ek was hy. En ja, die Kaapse gemeenskap wat hom geken, en dit was 'n baie hartseer storie geweest. Vir my, op persoonlike vlak, want ek was op sy Facebook en op myne, en ek kon sien hoe hy met sy jaagduivel gereeld het hy foto's daar gesit, en mens kry dit nog steeds, as jy wil gaan kyk, Google net, of gaan na Facebook, JB Lazarus, en dan gaan jy hom kry daar, JB Lazarus Racing. En nou om die storie mee af te sluit, waar JB nou
hierdie hartseer einde gehad het aan sy lewe, het ek 7 jaar gelede, daardie hartval wat ek vir my gekoop het in 1990, 8 jaar nadat ek Jameson gesien het ek in 2019, is hy van my gesteel, is weg. En ek het nie 'n sent daarvoor, ek het net foto's om te wys van daardie hi-fi, dit was nog so 'n goeie toestand, dat ek hom opgepas. En dis my so simbolies van toe ek begin het met die motorfiets ding en die musiek ding, en JB wat in die prentjie was, en so dit vir my geëindig, dat JB is oorlede, en my hi-fi is van my gesteel. So, die sentiment daarvan vir my is ek onthou die mooi, en die wonderlike dinge saam met JB, toe hy 'n jong man was, en hy het ook op 'n stadium in die motorfiets gery, dat ek nou dieselfde een, en ja, en hy het op 'n oomblik ook baie geluk gevind, in liefde ook, en dit is so 'n hartseer storie, dat JB vandag nie meer hier is nie, maar ek wil vir julle sê, wat 'n wonderlike, en dis wat die mooi vir my inkom, die nagedagtes, wat ek het aan JB, en wat ek vir hom gesien het, en die lewenslus, en die stories ook, en die sports wat hy gemaak het, die motorfietsse wat hy gery het, die stokkers wat hy gedoen het. Dit was regtig iets, iemand wat 'n groot indruk op my gemaak het, en ek altyd so onthou.